Ja, van 'n kleurvolle wêreld. Ons selfs môre met Wentelbaan. Dit is 'n musiekduo wat nou redelik nuut is en wat jy definitief meer van sal hoor. Dwayne Smith en Caroline Koetser is hier by ons vanmôre. Ons is selfs bietjie oor hulle nuwe liedjie. Goeiemôre julle. Goeiemôre. Lekker om julle te verwelkom by ons. Hoorie van wanneer waar het julle saam begin sing? Dit was omtrent 'n jaar terug. Ja, amper 'n jaar terug wat ons mekaar ontmoet het by 'n vertoning. En daai dag, ek het vroeër die dag gesing. Mense het dit geniet. Hy het later die dag opgetree. Toe kom iemand terwyl hy gesing het en sê toe vir ons, maar wil ons nie 'n liedjie saam sing nie? Ons ken mekaar nie, weet van niks nie. Ons net daar besluit hulle nee, sommer teens Johanita gooi hom. Sy band wyf hom op stage die note. Ek Google hier met my foon die woorde. En sy sê ek gaan die woorde vashou. Ek dink ons weet hoe dit gaan. Kom ons gooi. Ja, en dit is toe dit maar begin het. Dit val ons maar net daarin en toe werk dit toe nou lekker. Dit klink goed en ons dink toe wel. Miskien is hierdie dalk 'n begin van iets en toe is maar na my vertoning toe nou verder toe ek aan nou maar 'n bietjie gaan kry daar en toe gesels ons en toe dans ons bietjie en en toe word dit nou meer as net 'n musiekduo. Ja, inderdaad. Kan jy nou meer, hè? 'n romantiese storie. Dit is baie oulik. Ja. Maar sonder Wentelbaan soos julle sê, altyd ook julle eie loopbane voor dit ook. Kom ek begin by jou, Caroline. Waar het hierdie liefde vir musiek by jou begin? Ag, ek dink my ma sê altyd ek het begin sing nog voor ek geskree het of enigiets gedoen het toe ek jonger was. Dit was altyd 'n ding net met musiek. As daar musiek op is ek daar. Ek wou altyd vertonings gedoen het vir ouers en vir vriende en kyk vir my, ek wil sing, ek wil dans. Ag, en toe is dit nog altyd net 'n liefde deur die loop van skool, na skool, alles. Ek het enige oomblik gevat net om te kan sing. My ouma speel graag klavier, my pa speel gitaar, so ag ja, dis net groot geword daarmee. En toe 'n onderwyseres gewees. Inderdaad. En besluit maar ek gaan my onderwyserskoene ophang en ek gaan sing. Dis 'n groot besluit, né? Nee? Ja, dit was nie baie maklik nie. Party mense sê dit is 'n baie slim idee geweest, ander mense sê dit was baie dom. Dit hang maar af van watter kant van die spektrum jy was. Dit was 'n groot besluit. Onderwys, ek het baie respek vir onderwysers nog steeds. Dit is nie maklik nie. Jy werk nie net gou in die oggend en dan gaan jy huis toe nie. Dit is 'n lang werk en met dit het ek net geweet ek gaan nie my musiek voltyds kan doen nie. Daar's nie tyd nie. Ek gaan iets moet doen om hierdie volaan by die horings te vat en te gaan en toe het ek nou besluit ek is nou maar klaar met die skool gee en begin met die musiek. Maar jy's ook redelik sportief. Inderdaad. Vertel my van hierdie sagtebal besigheid. Ag ja, dit het al ook van die laerskool af begin. Ek is eintlik eendag by die naskool. Ek's nog graad 3, ek mag nog nie sagtebal gespeel het nie. Toe roep een van die juffrouens vir my en sê maar Caroline, speel jy nie? Ek sê juffrou, ek's te jonk, ek mag nog nie. Sy sê is nie, jy sal gaan speel. Toe begin die sagtebal. Ag, ek dink ek het tot en met 'n jaar terug het ek nog voltyds gespeel, elke naweek, 3 keer 'n week geoefen, al daai dinge. Nou raak dit ook maar 'n bietjie besig. Nog steeds vriende met almal as ek nie 'n naweek sing nie wat nou een keer gebeur het, ek dink die laaste jaar en 'n half. Dan ek by die sagtebalveld, maar ja, dis baie lekker. Ek het dit geniet. Ek moet besig bly. Ja, dit's moeilik soos julle sê. Die naweek is julle nie af nie. Dwayne, jy sal nou kan vertel jare al sangers werk in die naweke. Die res van ons hou naweek. Julle naweke val hierso so van Dinsdag tot Donderdag dalk. Miskien. As ons gelukkig is, want eintlik op 'n Maandag, ek sê altyd 'n Maandag is my Saterdag en 'n Dinsdag is my Sondag. Ja. Jy weet want dit is eintlik maar jy het eintlik ook nie eintlik af nie. Dit is eintlik naweek nie want kom Maandag en Dinsdag is dit al die bemarking en is al die weet kwotasies of invoices of wat ook al jy moet doen en daar's altyd iets, daar's altyd werk om te moet gaan soek of iemand om te moet beantwoord en jy kry net nooit regtig 'n naweek af nie. Dit is eintlik daar is nie so iets. Nou as julle 2 dae aftyd het. Ja. Want kyk julle is nou meer as net Wentelbaan. Waarheen gaan julle? Wat doen julle? Rus julle nie. Ons probeer so ver as moontlik wegbly van die pad af en so ver as moontlik wegbly van alles af wat geraas maak. Ons probeer net rus. En ons ore net rus. Ja. Dit is 'n goeie ding. Want selfs net ry na 'n plek toe is ook wat jy doen vir 'n lewe. Jy toer ook so baie rond. Dit voel soos werk. Dit is absoluut so. Ek bedoel in Januarie wat baie mense eintlik 'n stil maand het. Ek dink 24 keer my voete op 'n stage gesit. En dit is van reg deur van Pretoria af tot in die Aar. Ons het vir Appel hulle geopen en so aan in die Aar en as Wentelbaan en ja, dit was nogals dit is baie besig. Dit is altyd besig. Mense dink dit nie. Hulle sien jy's op stage en jy doen daai kom ons sê 45 minute of daai. Hulle dink dis dit. Hulle dink dis dit. Ja. Daai is die lekker deel. Dis lekker. Dit is die lekker deel. Dis nie die werkgedeelte nie. Dit is net die speelgedeelte. Waar kom die naam Wentelbaan vandaan?
So dit het eintlik ons het begin met 'n Engelse naam as Orbits Collide. Ek weet nie ons het die dag ook net besluit hoe gaan ons nou ons is twee verskillende wêrelde met die musiekloopbaan en toe kry ons paai toe ons so Orbits Collide, dit is nogals wat dit beteken. En ek dink ons het 1 of 2 shows so gedoen. Toe sê ons maar weet jy wat ons is Afrikaans. Ja. As een slag spreek, een woordjie, een gaan net soveel lekkerder werk. Meer impak maak. Ek dink aan die name skemer. Al daai tipe mense is een woord. So toe sê ons maar wat is Orbits dan? Dit is wentelbaan. Ja. So toe sê ons En ons wentelbaan. almal is tog in ons eie wentelbaan besig om ons eie lewe. Ek bedoel elke een van ons het ons eie ding waarmee ons elke dag mee worstel en weer aangaan. En in haar lewe is dit haar wentelbaan, in my lewe is dit my wentelbaan en ons twee wentelbane het toe nou maar gekruis en dit is uit wat aard van die saak dan nog die volgende enkelsnit wat sal uitkom wat wentelbane kruis is. Voor ons by die enkelsnit kom, wil ek eers 'n bietjie hoor. Julle het aanvanklik in Engels en Afrikaans gesing. Sing julle nog steeds in Engels en Afrikaans? Dis reg? Ja, nog al die Alles. pad, ja. Ja, gaan so julle besluit nie om op een taal te bly nie. Nee, kyk, uit die aard van die saak het is dit nog steeds waar ons vandaan kom. Jy weet, ek wil nie graag vergeet waar ek vandaan kom nie en daar is net so baie weergawe van wat ek doen van verskillende liedjies daar buite wat ek graag sal wil aanhou doen. Wat ek voel wat nog steeds uniek is wat ek doen op my manier wat mense tog nog steeds voor vra. So om dit nou net weg te vat en te sê, nou so staan dat ons dan net een rigting gaan en in daai boksie onsself plaas wil nie reg. Jy praat nou van soos boksies. Is wentelbaan kan mens julle in 'n boksie plaas van 'n sekere genre wat julle gaan sing? Nee, ek dink jy mens kan nie. Okay. Nee, Ons want wil doen nie graag. Nee, en ons doen ook iets van alles. Dit wat ek doen by my solo shows of hy by sy solo shows bring ons saam met ons eie goed. So daar is country, daar's oldies, daar's Engels, Afrikaans, enigiets waarna jy kan dink. Ons probeer eintlik maar ook vir al die ouderdomsgroepe ook maar dit laat geniet, weet lekker maak vir almal. Ja. So ja, op die eind van die dag dit kan nie net ongelukkig nie net Afrikaans bly nie, maar op hierdie stadium al die liedjies wat ons hierdie jaar gaan uitbring gaan Afrikaans wees. Ja. En Caroline, jy's 'n country girl, né? Jy hou van country. Ek doen nou van country. Wat maak country so spesiaal? Ek weet country is nog altyd iets wat net met my praat. Mense vertel stories, maar dis stories waar as ek die Engelse woord kan gebruik, jy mee relate. Jy kan aanklank vind tot dit. Ek het groot geword met Shania Twain se musiek. So dit is vir my nog altyd iets waar ek mal is. Dis ja. Ek weet nie hoe om te verduidelik nie. Hier vir jou, dis julle enkelsnit, julle nuwe enkelsnit. Waaroor gaan hier vir jou? Vir my, in my eerlike opinie, dit beteken vir my baie meer in terme van as jy dit maak nie saak wat gebeur in die lewe. Ons almal het een of ander iets waardeur ons gaan. Een of ander tyd het jy net daai persoon altyd in jou lewe nodig. Daai sielsmens wat jy weet, hierdie jou het my reg. Maak nie saak wat gebeur nie. 'n Skip kan verdwyn uit my hawe, maar ek weet jy is nog steeds vir my daar. Weet, dit is presies waaroor dit gaan vir my vir hierdie liedjie. Dis baie mooi. Het jy dit self geskryf aan die lied? Wie het geskryf? Nee, die liedjie is deur Vincent Gordon geskryf. Hy skryf liedjies vir 'n paar kunstenaars en hy stuur toe die liedjie eendag. Ek luister en ek sê vir hom, "Hey, hierdie een praat. Hy praat met die hart. Ek sê kom nou." So ja, dit was net die liedjie het woord vir woord verduidelik wie ons as wentelbaan is en hoe ons is in ons verhouding. Heeltyd vir mekaar. Hy is dan 'n rukkie terug vrygestel. Hoe word hy ontvang as jy hom doen op die stadium? Baie goed. Ons is uit die veld uitgeslaan met hoe goed hy eintlik op hierdie stadium doen. Die streams gaan baie goed op Spotify in 6 weke tydperk wat hy nou uit is, het hy redelik baie platforms bereik en redelike groot syfers behaal alreeds. So ons is baie gelukkig om te kan sê is ons liedjie. Jy weet, ons is op iewers optree en ons speel die liedjie, kan jy soms sien die mense se aandag is, wow, hier is iets uit. Hier's iets nou lekker. Dwayne, jy het nou gepraat van daar is nog enetjie wat kom, nog 'n enkelsnit wat binnekort kom. Dis reg. So jy weet te sê wat nie, maar gaan jy ons 'n bietjie van net 'n vinnige idee gee? Ja, klaar gesê. Ja, ek het klaar min of meer gesê, ek klaar die idee uit die sak uitgeruk, maar wat ek wel vir julle kan sê is een wat ek en Caroline saam geskryf het. Dis ons heel eerste liedjie wat ons saam geskryf het wat ons nog baie geneurs het. Ja. Hy was nog nie by die punt om skaaf en wat baie nog aan die liedjie. Maar op hierdie huidige stadium is hy nou by David Gresham besig om die werk te begin doen. So ons gaan een van die dae gaan ons in om die stemme neer te lê en dan is hy op pad. Ek kan nie wag, ek is baie excited.
Mens kan sommer die opgewondenheid in julle albei sien ook en dit is wonderlik dat julle steeds aangaan met julle soloobans maar ook saam wentelbaan kan hê en mekaar so mooi kan ondersteun ook in hierdie pad vorentoe en dit kom na 'n lang pad ook beide van julle soloobans. So dis wonderlik dat julle by hierdie punt is. Dit as mense nou graag na julle wil gaan kyk, waar kry hulle meer inligting oor julle? Waar volg hulle julle? So ons is op Sosiale platforms is Oral. vandag die maklikste, die lekkerste wat jy kan weet so op enige stadium as jy net op Facebook gaan, kan jy allerlei inligting kry daarso. ja. TikTok, So, Instagram. Facebook, TikTok, Instagram, hulle kan Wentelbaan daar gaan soek. Alles is daar op Wentelbaan se pages sal hulle sien. Ons tag ook altyd vir Dwayne apart en vir myself apart, so dan kan hulle ons goed ook so apart. En waar hulle kry. wentelbaan kan sien volgende. Natuurlik, natuurlik. ons Alles word adverteer. altyd geadverteer deeltyd. Ek sosiale media laat dit goed gaan. Ja, ja. Ek leer nog, En maar dit kom daar. ons deel en ons tag en ons share vir almal daar. Soveel fasette in musikant wees in Suid-Afrika. Dis natuurlik, dit lyk vir my julle het alles gecover. Well done. Nou ja, baie dankie julle vanmôre by ons kom kuier. Ons sien uit daarna om hier vir jou te hoor. Dit gaan nou gebeur net na die advertensiebreek. Dankie vir julle moeite en tyd vanmôre. Dankie vir julle, ons waardeer. Baie Ja, dankie. bly net daar waar jy is. Wentelbaan, Dwayne Smit en Caroline Koetser gaan net hierna vir ons hier vir jou sing.